Goeiemôre aan almal van julle op hierdie koue wintersmôre. Vertrou dat dit met almal van julle nog goed gaan. Ek is seker almal van julle, dalk soos ek, by geleentheid vir jou vrou of vir jou man gevra, wat moet ek tog nou aantrek vandag? Of pas hierdie klere daarom by mekaar wat ek wil aantrek? Klere is soms vir ons belangrik. Ek onthou toe ek 'n kind was, het ons kerkklere gehad. En daai klere het jy net op Sondag aangetrek, wanneer jy dan ook kerk toe gegaan het. En vandag is dit minder so. As ek sou vra, dink jy die hoëpriester moes besonder sy klere aantrek, wanneer hy in die Allerheiligste gaan, om voor God te verskyn? Die antwoord waarskynlik ja wees, want ons lees mos daarom ook die Ou Testament, en ons weet daarom ook van die voorskrifte wat daar staan. Nou, dit word duidelik uitgespel. Kom ek lees dit. Dit staan in Levitikus 16, veral op die groot versoendag, dan word daar hierdie voorskrifte gegee. As jy verder moet hy die gewyde klere van 'n gewone priester aan hê, oor 'n broek, en hy moet 'n serp om sy lyf en 'n tulband op sy kop hê. Dit moet alles gewyde linneklere wees. Hy moet hom was voor hy dit aantrek. So hier word duidelik vir die hoëpriester gesê, wanneer hy die Allerheiligste binne gaan, wat se klere hy dan moes aantrek. Nou, dit was net op die groot versoendag dat hy hierdie wit linneklere aangetrek het. Op die ander dae, wanneer hy diens gedoen het in die heiligdom en later dan in die tempel, het hy ook ander klere gedra, soms blou en ook wit, en dan het hy hierdie borsplaat gedra, hier op sy bors, met die edelstene daarin, en hy het baie imposant gelyk. En nou wil 'n mens vir jouself vra, hierdie wit linne klere wat hy nou moes dra op die groot versoendag, hoekom nou juist dit, hoekom wit? Wat is nou die betekenis van wit? Nou, wit het die betekenis gedra van reiniging en van vergewing. So as 'n mens regdeur die Bybel lees, dan kry jy hierdie beeld op heelwat plekke, en dat dit ook so beskryf word, en dat dit ook die simboliek was van die wit klere. So as die hoëpriester dan nou alleen met wit klere die Allerheiligste binne gaan, het dit dan nou beteken dat hy sonder sonde was? Wel, uiteraard nie. Hy gaan juis om ook die offer te bring vir die volk en ook vir homself, omdat hulle soos ons sondaar mense is. Maar dit was die versigtiging, nee, om sonder sonde te kan wees, om so gereinig voor God te kan staan. En daarom dan die beeld, die simboliek, juist ook van die wit klere, hierdie versigtiging dan nou ook, die verlange om so te kan wees. Want ons weet tog, jy kan net voor God verskyn en sy teenwoordigheid kom sonder sonde. Want as jy voor God sou staan en jy is nog bevuil en bevlek met sonde, sal die straf van God op jou rus. Daarom hierdie verwagting, versigtiging. En so het dit eenmal 'n jaar gebeur op die groot versoendag. En weet jy, vandag is dit amper nog so. Jy kan nou maar na enige sinagoge toe gaan op die groot versoendag, en dan sal jy vind al die Jode daar dra wit klere, selfs wit skoene. En dis iets van hierdie versigtiging, iets van hierdie verwagting, om tog ook sonder sonde voor God te mag wees. En daarom word hierdie analogie van wit klere so dikwels gebruik vir die sondaarmens wat gereinig is, wat skoon gewas is. Dan word die bevuilheid, die bevlektheid van sondes van jou lewe weggeneem. En dis daarom dan hier die simboliek. Nou, klere en kleure is vandag vir ons minder belangrik as wat dit dalk vroeër jare was. Ons trek aan wat vir ons mooi is, wat vir ons oulik is, en trek ook dit aan wat dan gepas is. Ons het nie meer regtig kerkklere so vroeër nie, miskien sommige van ons dalk nog,
Maar ons trek aan wat betaamlik is. Ons trek aan wat vir ons goed lyk, nee. En die spreekwoord wat sê dat die klere maak die man, daarvan is iets tog ook waar, want die oomblik as jy netjies aangetrek is, dan voel jy ook sommer goed oor jouself. Maar ek hou van hierdie beeld van die wit klere. Wat iets sê, as jy voor God verskyn, dan kom jy met verootmoediging. As jy tot God nader, dan gaan jy met verootmoediging. Ja, so ons weet vandag, die klere is vir ons minder belangrik. Dit gaan oor jou hart. Wat hier in jou hart is, jy gaan met verootmoediging in jou hart na God. En dan weet jy dat God ook sal hoor en sal luister. Want Dawid sê dit vir ons so mooi in Psalm 51. Hy sê, Here, U sal 'n hart vol ootmoed en berou tog nie gering ag nie. En so weet ons dit. So wanneer ek ook stil word, wanneer ek ook tot God nader, dan is dit die gesindheid waarmee ek moet gaan. Die klere vir ons minder belangrik, maar die hart die belangriker. 'n Hart vol berou, 'n hart vol ootmoed. Want ek weet ek het hierdie God in my lewe so nodig. En ons weet, ja, eintlik is ons klere ook skoon gewas, nee, met die bloed van die lam. En daarom kan ons ook voor God verskyn, want hierdie Jesus het ons sonde op hom geneem. En daarom kan ons in die teenwoordigheid van God verskyn. Wat 'n wonderlike voorreg vir elkeen wat so aan die Here Jesus vashou. So wanneer ek en jy weer stil word voor God, kom ons onthou iets van hierdie beeld van die wit klere. En ons gaan met 'n hart van verootmoediging en van berou. En ons nader so tot God, hierdie verwagting wat ons ook het, hierdie versigtiging, om ook sonder sonde voor God te mag wees. En ons dank ons Here Jesus, wat ons sonde op hom geneem het. Mag jy daarom ook beleef dat die Here naby jou is, ook jou gebede hoor, verhoor, en elke tree van jou lewenspad met jou saamstap. Sterkte vir die res van hierdie week. Bly warm en kyk mooi na jouself. Ons praat weer volgende week.